Ons dink ook aan almal wat eksamen skryf, al die kinders wat besig is om eksamen voor te berei. Julle is in ons hart en ons gedagtes. Ek het 2 tieners in die huis, het vat nogal die wêreld om hulle aan die leer te kry, en as hulle aan die leer is, hou julle aan die leer. Laat hulle daar is. Wat 'n wonderlike voorreg is wanneer die woord oor ons gelees word. Dankie, Henry. Daar's 'n groot waarde in die Bybel om te luister na die woord van die Here, dat hy oor jou gelees word. Sit 'n ma en sy lees vir haar kind hierdie verskriklike groot gedeelte uit die Nuwe Testament het, en sy lees dit oor hom terwyl hy slaap. Hy sê, ma, ek verstaan niks wat jy lees nie. Sê, moenie worry nie, enigs die groot is, gaan hy woorde daar wees. So, hierdie woorde word oor ons gelees, en dit vat vesting in ons lewens. So, dit is baie groot. Ons het gevolg Jesus van sy opstanding. Ons het gaan kyk na die disippels, hoe hy homself aan hulle openbaar, en wat was hulle onmiddellike reaksies in hulle lewens toe hulle Jesus ervaar sien dat hy lewendig is. Wat se krag was in hulle lewens? Hoe het hulle lewens verander nadat hulle hom gesien het uit die dood uit opgewek word? Nou, kom Jesus by sy, laasweek toe kyk ons na Pinkster. Wat het gebeur toe die Heilige Gees oor hulle uitgestort is? Dis nou 50 dae na die opstanding. So daar word die Heilige Gees oor hulle uitgestort, en dit was die belofte van bo wat die Here gesê het sal oor hulle kom, hulle sal krag in die hoogte ontvang. En nou, op hierdie plek het Jesus gekom, en hy staan op die berg, net voor hy weggaan, toe sê hy, julle sal die belofte van bo ontvang, dis die Heilige Gees. Moenie uit Jerusalem uit weggaan nie, want julle gaan krag ontvang. En waarom gaan julle krag ontvang? Julle gaan krag ontvang, en julle gaan my getuies wees. Getuies wees. Ek wonder of ons kerk nog hierdie woorde verstaan. Wat beteken dit om getuie te wees? So as 3 goed wat gebeur as die Gees van God in jou lewe kom. Wat is die 3 elemente wat jy raak sien in enige iemand se lewe wanneer die Gees van God in jou is? Eerstens, die Gees getuig in jou hart dat jy kind van God is. Ons het laasweek daarby stil gestaan. Die grootste ding wat die Heilige Gees se werk is, as niks groter is as dit nie, om aanhoudend in jou hart te getuig en sê, jy is 'n kind van God. Ongeag van die wêreld wil sê, ongeag wat jou eie gedagtes vir jou sê. Jy luister eerder na die Heilige Gees wat in jou is. Jy is 'n ware kind van God. Niemand kan dit by jou steel nie. Die tweede groot ding wat gebeur, die Heilige Gees getuig in jou hart die woorde van waarheid. Hy sê self, die woord sê, die Heilige Gees sal jou herinner aan al die woorde wat ek vir julle gesê het. Dit is Jesus se woorde. So die Heilige Gees is 'n getuienis van waarheid in jou eie hart, elke dag. Getuig die Heilige Gees woorde van waarheid. Hoe belangrik dink julle is waarheid vandag in ons samelewing? Julle is iets ongeloofliks. Dit voel vir my waarheid is ver weg. Dit voel vir my waarheid word bemasker met multimedia, met social media, met politiek, met die wêreld, met nuus. Waar vind jy waarheid en wie kan jy glo? Dit voel vir my waarheid word verduister ooralste waar ons kyk. En daarom sê God, hy is nie bekommerd oor sy kinders nie, want in ons is die Gees van waarheid. Het jy al by 'n plek ingestap en voel jy, ek kan nie red as dit nou gesê het jy al na 'n stuk nuus gekyk en gevoel jou gees bots met dit? Het jy al na iemand geluister wat praat met groot entoesiasme getuig van iets en jou hart sê vir jou, that's not true. Waarom? Dis Heilige Gees in jou wat van waarheid getuig, maar laastens sê hy, julle sal krag ontvang. Want julle sal krag ontvang om my getuie te wees. So hier's 2 goed wat gebeur. Die Gees getuig in jou hart. Jy's 'n kind van hom. Hy getuig in jou hart van die waarheid. Maar wat gebeur dan? Dan kry jy krag dat jy 'n getuie word. En dit is 'n massiewe teken van iemand wat gevul is met die Heilige Gees, is jy het iets wat ons noem 'n getuienis. 'n Getuienis. Maar ek weet nie of ons as Christene die regte beeld en idee het van wat 'n getuienis is nie. Ek dink ons het getuienis al so afgewater, maar jy al baie keer bang vir mense wat getuig, want dit voel vir my, baie keer getuig ons, en dit is 'n motiveringsprobleem. Jou motivering is verkeerd waarom jy getuig. So, baie keer getuig ons getuig want ons wil hê ander mense moet ons bewonder. Hulle moet dink hoe great is ek.
So ek vertel 'n getuienis, maar na die getuienis wil ek baie seker maak, hulle dink beter van my as voor ek die getuienis vertel het. Jy het dit al gevoel? En nou ek gaan vir jou sê, ek gaan nie hoogheilig hier staan nie. Ek het al baie keer gevoel na ek getuig het. Ja, ek is iemand. Julle is dit nie 'n groot mislukking van getuienis nie. Dis wat getuienis is verkeerd. Partykeer dink ons getuienis is om geestelik te lyk. En mense sê, daai man is 'n geestelike mens, hoor. Ja, jy my getuienis van hom hoor. Ja, die Here gebruik hom, maar hy's kragtig, daai man, hoor. Jy wil self geestelik lyk. Ander kere gebruik ons getuienis om te vertel van ons omstandighede en situasies sodat ander ons kan bejammer. Wil jy die long and short hoor, wat is 'n ware getuienis? As jy wil weet of dit 'n ware getuienis is of dit nie 'n ware getuienis is nie, meet dit hieraan. Wanneer jy klaar getuig het, die rule of thumb is, dink mense jy is great of dink hulle God is great? 'n Ware getuienis sê hulle, God is good. En Natasha ek sien dit altyd so met ons worship leaders, dat, jy het nie geweet waar ek praat vandag. En jou musiek was so beautiful in line. Ek sal sing van die goedheid, daai Engelse song, I'll sing of your goodness. As jy ware gees van God in jou het, dan getuig jy, maar jy getuig oor wat? God se goedheid. Nie jou goedheid nie. Inteendeel, as ek die Bybelskrywers lees, dan gaan hulle daarop uit om te wys hoe sleg is hulle. Hoeveel foute het hulle gemaak? Kyk het 'n bietjie, gaan kyk na die evangelies. Hierdie klomp mense wat die evangelies geskryf het, hulle sit hulle self in 'n verskriklike slegte lig. Petrus wat al hierdie sondes doen en hierdie verkeerde goeders doen voor die Here hom kan gebruik. Timoteus wat die grootste twyfelaar is wat ons in ons lewe gesien het. Paulus wat mense agtervolg en verkruis, stenig en doodmaak wat Jesus wil volg. As hierdie mense roem hulle eintlik in hulle swakheid, maar as hulle klaar getuig het, dan kan jy nie sê Paulus is great nie. God is great. Dis 'n ware getuienis. Is as jy klaar getuig het, wat sê mense? Hier, daai ou is naby die Here. Of sê hulle, hier, die Here is naby aan daai ou. Die Here is altyd die een wat opgehef word wanneer ons getuig. Nou die woord getuienis, en die Engelse woord is testimony. Daar is 'n kragtige woord in die Bybel. En ek dink in die moderne kerk het ons 'n bietjie iets van dit vergeet. Ek sit in die manne bid hier, ons manne Bybelstudie Woensdagoggend, ek vertel vir hulle, ons het 'n predikant gehad, en dan soms kom hy op die kansel, en sê hy, vandag gaan ons die preekie, vandag is dit getuienisdienstyd. Dan is baie mense opgewonde en 'n klomp mense is baie bang. Want as die kindertjies opstaan om te getuig, en weet ma en pa glad nie wat gaan hulle kwytraak wat uit hierdie huis uit gebeur het nie. En ons het hulle 'n paar snaakse gevalle gehad, waar daai ouers dink ek wil daai kind se nek afdruk, shut up en kom sit. Kyk, Rudy is nou baie bekommerd. Maar ons het altyd geglo, wanneer die pastoor sê, is getuienisdiens, raai wat se dan? Nee, hy het net nie voorberei hierdie weekie. Hy weet nie wat om te preek het, so, nou lei die Heilige Gees om ons getuienis te doen. Maar toe ek mooi daaroor dink, toe dink ek nee. Hoe wonderlik was dit om te hoor as mense getuig. Maar waar kom hy woord vandaan? Ons het iets verloor van dit. So die woord getuienis kry ons al vroeg in die Ou Testament. Onthou jy toe God gesê het, Moses hulle moet die verbondsark bou, die verbondark met die 2 cherubs, die engele, dis die mercy seat of God, wat voor in die tent, tabernakel, in die heiligste van heiligste was, die verbondsark, die tablette was in hom, daar was 'n amandeltak in hom, onthou jy, daar was manna in hom. En dit is geglo, dat daai is die sitplek van God in die tabernakel, God's throne op aarde. The mercy seat is 'n ander naam vir hom. Weet jy wat is 'n ander naam vir die verbondsark? Die ark van getuienis. Interessant, die ark van getuienis. En dan die tent, die tabernakel, 'n ander woord vir die tabernakel is die tent van getuienis. Nou, hoe kom hierdie woord van getuienis met God in lyn? Die woordjie getuienis in Hebreëus is 'n woord wat oor en oor gebruik word, en dit kom neer op, laat ek dit gou vir julle sê, wat is daai woord, ek het dit hier geskryf ergens. As ek dit uit my kop uit sê, dan gaan ek jok. Okay, ek het hom nog gemis hierso. Dit beteken om getuienis te lewer, beteken om te herstel. As iemand 'n valse getuienis gegee het en jy getuig, dan herstel jy die beeld van wat jy moet herstel. Dit beteken dupliseer. Jy dupliseer wat jy gehoor het. Jy rekord en jy duplicate. So, en dit beteken waarheid.
Nou, hoekom sal hulle sê die troon van God op aarde was die ark van getuienis? Want God, waar hy is, waar hy beweeg, getuig hy die waarheid oor en oor. Want die mens kan nie leef buitekant waarheid nie. Ons ware lewe vind in waarheid plaas. En wanneer jy by God is, dan getuig God aanhoudend waarheid vir jou. Dis iets wat skaars is in hierdie wêreld. Maar ons as Christene het die grootste kommoditeit wat ons het, is waarheid. Waarheid is groot. En dan is die verbond, die ark van getuienis, binne die tent van getuienis, want dis waar God is, en as God daar is, dan getuig hy heeltyd van waarheid. So getuienis is 'n baie groot woord, maar nou kry ons die Nuwe Testament. En nou sê die Nuwe Testament, raai wat sê hy nou? Jesus is nou die ware getuie. Jesus is nou die ware getuie. En waarvan getuig Jesus? Van God. So wanneer jy na Jesus kyk, wat hoor jy? Is in lyn met wat God sê. Jesus create nie, hy herontwerp nie. Hy reflekteer net alle waarheid van God. Hy reflekteer alle waarheid van God. So wanneer jy na Jesus kyk, kan jy nie anders as om liewer te raak vir God nie. Wanneer jy na God kyk, dan getuig hy van Jesus. Wanneer jy na die Heilige Gees kyk, dan getuig die Heilige Gees weer van Christus. So getuienis is 'n baie groot woord. En dan sien ons Jesus nou, in ons skriflesing vandag, net voor hy hemel toe is, toe sê hy, gaan wees my getuienis. Weet jy wat se voorreg is dit? Wat se voorreg is dit? Wie se getuienis? Jesus se getuienis. Het iemand jou al gevra om getuienis in 'n hof te wees? Is eintlik 'n voorreg. Want as iemand vir jou vra en sê, sal jy my getuie wees in die hof, dan beteken dit, ek glo jy ken my en ek glo jy support my. En wat dan? Dan vra ek jou eintlik 'n groot guns. Is ek gaan sê wat ek sê, maar jy moet getuienis lewer, dat dit wat ek sê waar is, en al hoe jy getuienis kan lewer, jy het gesien wat gebeur het, of jy ken my integriteit, of ken my karakter. OK. So Jesus beveel ons nou, gaan word jy nou 'n getuienis. So raai wat, ons raak nou soos Jesus. Ons is nou die broers van Jesus. God was 'n getuie, Jesus 'n getuie van waarheid, en nou raak ons getuies van Jesus en van Christus. Dis 'n groot woord in die Openbaring 11, praat hulle van die twee getuies. As jy mooi gaan lees in Openbaring 11, dan sê hy, die Here gaan twee getuies stuur. Nou weet julle wie's dit? Die twee getuies is die kerk. Dis 'n simbool vir die kerk. So nou raak die kerk die getuies. En waarvan getuig ons? Van Christus. En waarvan getuig Christus? Van God. En waar kry ons getuienis? Die Gees van God wat in ons harte is. In ons harte is. Johannes 3 vers 11, hy sê hierdie woorde. Hoor wat sê hy? Sê, voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en wat ons getuig van wat ons gesien het. En julle neem ons getuienis nie aan nie. O, dis 'n baie groot woord. Johannes sê, om te getuig is nie om te fabricate wat jy dink gebeur het nie. Om te getuig is 'n refleksie van waarheid. So Johannes sê, al wat ons vir julle sê, is ons getuig wat ons gesien het. So met ander woorde, wanneer jy getuig, en jy het nie gesien nie, of jy het nie geervaar nie, wat is jy uiteindelik dan? Dan is jy 'n valse getuienis. 'n Valse getuienis. So nou, hoekom is dit belangrik? Ons sien in die Nuwe Testament het ons 'n baie twee goeie, net na Jesus se dood, sien ons hierdie twee woorde afspeel. Die eerste groep was die groep soldate. Hulle het gesien hoe God uit die graf, Jesus uit die graf uitkom. Hulle is die eerste getuienis ooit van dit. Wat doen hulle? Hulle gaan tuig die waarheid by die Joodse leiers en die priesterhoofde. Die Joodse leiers betaal vir hulle geld en sê, nou moet julle valse getuienis bring om te sê, nee, die disippels het sy liggaam gesteel. Dis valse getuienis. Jy het gesien wat gebeur het, jy het ervaar wat gebeur het, maar jy reflekteer iets anders. Maar raai wat, toe Jesus se disippels hom sien en hy aan hulle verskyn het, wat doen hulle toe?
hulle reflekteer en getuig van wat hulle beleef het. Hy het opgestaan. Hy is lewendig. En daarin was krag. Nou, ek wil gou vir julle sê, die krag van daai getuienis, maak dat ek en jy vandag hier sit. Die krag van daai getuienis is die krag wat uitgereik het en jou lewe geraak het. En dis 2000 jaar terug se getuienis. Maar hoekom bly die kerk staan? Hoe is dit moontlik? Want ons is almal nou getuies. Ons is almal getuies. Wat maak getuienis kragtig? Hier sê ek wat 'n getuienis kragtig maak. As ek by 'n ongelowige kom en hy glo glad nie. En ek sê vir hom, hoor jy moet die Here volg. Vra waarom? Want in Matteus 28 staan, ek glo nie in die Bybel nie. So jy kan die Bybel kwoteer so lank as wat jy wil vir ongelowiges. As hulle nie in die basis van jou getuienis glo nie, dan glo hulle nie in die woord nie. Maar wat kan jy nie doen nie? Dit was 'n dag wat ek op my einde was. En ek het nie meer geweet wat te kan doen. Ek het nie geglo of die woord waar is. Ek het nie geweet waar is waarheid nie. Maar ek het op my knie geval en sê, as daar Here God is, ek lê nou my siel bloot voor U neer. En toe ek dit doen, gebeur iets in my siel en in my hart wat my lewe verander het van al, hoe kan jy daarmee stry? Want dit kom uit my hart en my getuienis. En jy getuig altyd na mense toe met wie jy verhouding het. Waarom? Want hulle vertrou jou as persoon. So 'n getuienis is kragtig, want weet jy wat is 'n getuienis dan nou eintlik? 'n Getuienis is dit, wanneer iets in jou lewe ervaar of gebeur, wat bewys en versterk dat Jesus die Messias is, Jesus opgestaan het, Jesus lewendig is, Jesus aktief en betrokke nog in my en jou lewe vandag is. Die oomblik wanneer jy my 'n storie vertel van wat Christus in jou lewe gedoen het vir jou. As jy vir my so 'n storie vertel, wat het jy vir my gegee? Het vir my 'n geskenk gegee. Jy herbevestig waarheid oor en oor en oor. So wat ek vandag doen, is ek bring prediking gebaseer op die woord. Maar wanneer ek jou 'n storie van my lewe vertel, waar God my geraak het, waar God my gevind het, waar God my opgetel het, dan bring ek vir jou getuienis. En wat 'n voorreg, dan is ek 'n getuie van Christus. And that is something very powerful. Ek getuig wat ek gesien het, wat ek gehoor het. Kom ek wys vir julle die krag van getuienis. Kan ek vir julle wys? Wat sal julle sê is kragtig? Om prediking van Jesus te hoor of getuienis van 'n man se woord te hoor? Ek sou altyd gesê die direkte prediking van Jesus is baie kragtig. En dit was, glo vir my, dit was ongelooflik kragtig. Maar kom ek wys jou gou iets in die Bybel. Markus 5. Kom Jesus en sy klein groepie disippels met 'n skuitjie oor die see van Galilea en hulle slaan die oewer in die plek wat ons bekend staan as die Decapolis. Nou die Decapolis is waar die 7 stamme van Moab gebly het. Moab. So die Moabiete was daar. Die Moabiete het die varke geëet. Die Jode was dan nie so 'n lewendige vark naby die Jode nie. Maar die Moabiete het ook 'n groot Romeinse kolonie gehad. En die Romeinse gouverneur wat daar was, sy simbool was 'n vark. So nou moet jy weet, as jy na die Decapolis toe gaan, dan gaan jy na die plek toe waar jy gaan groot moeilikheid kry as jy 'n Joodse kind is. Jy mag nie daar gaan speel nie. Daar is die vyande. Jesus wat sy klompie disippels sê, kom ons gaan speel daar. Ek dink Johannes het na die boot, hy staan vir Petrus, Jesus, ons gaan moeilikheid kry. Weet jy waar gaan ons? As my ma hiervan hoor, nou. Maar hulle soen toe. Kyk wat gebeur. Jesus klim uit die boot uit en wat kom hy aan? Hy kom by 'n begrafplaas en hy vind in die begrafplaas 'n besetene. 'n Man wat verwerp is deur sy gemeenskap, 'n man wat gevul is met demone. En die Bybel sê vir ons 2000 demone. Was redelik cramped, dink ek, hoor. Ek dink dit was great living situation vir hulle nie, hoor. En hierdie man kon nie meer aanpas in die samelewing. Hy's uitgewerp in die samelewing. Hy leef tussen die grafte. En Jesus sien 'n demoongevulde man nie. Hy sien 'n siel wat verniel is. En wat afgeskeur, wat nog nooit liefde gekry het, nog nooit, daar's nie aanraking, en niemand gee hom 'n druk nie, niemand gee vir hom die aandag van 'n dag se sekondliefde nie. En wat doen Jesus? Hy dryf die demone uit. Ons ken die storie, die demone is almal in die varke in, die klomp varke is in die see. Wat gebeur toe? Almal is toe baie bly dat Jesus toe nou hierdie besetene bevry het en dat hy nou 'n normale lewe kan hê, dat Jesus aan hierdie man liefde bewys het. Is ek reg? Almal is bly? Nee.
Hulle is kwaad. Sê vir mense, klim jy in jou bootjie en gee pad hier, ons soek jou nie naby ons nie. En toe dit gebeur, hy mooi gebeur. Die besetene van Gadara hardloop agter Jesus aan. Hy is boots en al in die boot. Jesus sê, waar gaan jy? Ek gaan saam met jou. Hy sê, nee, ek gaan nie. Ek het regtig gedink ek gaan. Nee, jy gaan glad nie. Jesus sê vir hom, klim nou uit die boot uit en gaan vertel almal wat ek vir jou gedoen het. Daar is die eerste getuienis. Gaan vertel vir almal wat ek vir jou. Jesus preek nie in daai dorp nie. Hy stuur 'n besetene wat nou net bevry is. Net as jy veel opleiding dink jy hy gehad. Wie van julle sê ek gaan begin getuig, maar ek soek nog 'n bietjie teologiese opleiding. Weet jy, ek ken nog nie die Bybel so baie goed. Daar het eers geweet die Bybel bestaan nie. En dan sê hy Moabiet gewees, hy sê hy Jood gewees. Hy het nie groot geword in Joodse tradisies nie. Daai man het niks, hy het net een ding. Het 'n man gekom, sy naam is Jesus. En hy het die donker magte in my lewe aangespreek en het my vasgehou en het my vasgedruk en hy het sy trane oor my lewe gerol en nog niemand het so oor my gevoel nie. En het vir my iets gebring wat niemand anders nie. Dit moet. Die man moet groter wees as al ons Moabitiese gode. Dis al wat hy het. Dis al wat hy het. Hy het geen teologie nie. Raai wat gebeur? Jesus klim in die skuit en hy ry weg en hy los die man daar, hy sê, gaan vertel vir almal wat ek vir jou gedoen het. Dit is Markus 5. Nou Markus 7:31, as jy versigtig lees, dan sien jy in vers 31 en sê, en Jesus het weer in die streek van die Decapolis gekom. O, Jesus het teruggekom. Na die plek toe waar hom weggejaag het. En gaan lees 'n bietjie Markus 8. Toe Jesus daar kom, toe is daar skares wat na hom kom luister. Come on people. Waar het hulle van, paar weke terug, jaag hulle hom weg? Jaag hulle hom weg? Nou kom hulle in skares uit om na hom te luister. Ek wil vir julle, daar's net een ding wat gebeur het. Daar was 'n stikkende gebroke man wat God se liefde ervaar het in sy lewe. En dis al storie wat hy gehad het, dis al Bybel wat hy gehad het, dis al krag wat hy gehad het, dis al teologie wat hy gehad het. Hy het die teologie van liefde geken. En hy het gaan sê, julle kan sê wat julle wil. Julle het nog nie sulke liefde ervaar nie. Getuienis. Getuienis. Die krag van jou getuienis. Jy sit dalk hier, Jaco, maar ek kan dit nog nie doen nie. Ek ken nog nie die Bybel, ek is nog nie lank genoeg 'n kind van hierdie. Wil ek vir jou sê, ek dink jy's jare verby die besetene van Gadara. Wat hou jou terug? Wat hou jou terug om te praat en te sing van die goedheid van die Here? Ons het dit nou gesing, I will sing of your goodness. Not of my goodness, of your goodness. The power of witness, the power of testimony. Daar's 'n verskriklike krag daarin. Wanneer ek getuig, verklaar ek nie my goedheid nie. Ek verklaar dat Christus die Messias is, dat hy werklik opgestaan het, dat hy aktief en betrokke is in ons lewens. Ek lees in hierdie week 'n pragtige skrif en as ek hom vir julle kan lees. 1 Korintiërs 1:30. Ek is altyd so bang as ek getuig. Ek sê, Here, maar ek wil nie brag nie, verstaan. Ek is altyd bang daarvoor. Maar partykeer is ons bang, maar moet ons net weer die skrif lees, en dan moet ons die vrees verwyder, en ons moet dit reg doen. Hoor wat sê hy, 1 Korintiërs 1:30-31, hy sê, soos die skrif sê, die persoon wat graag wil spog, wil jy spog? Mag net spog oor wat die Here vir hom gedoen het. Skrif. Ons moet spog, julle. Ons moet spog. Ons moet spog oor die Here wie ons volg. Die Here wie vir my liefde bewys, die Here wat sy goedheid oor my uitstort. Ons moet dit doen. Psalm 66, Dawid het hierdie konsep besef, vers 16, hy sê, kom luister en laat my vertel, julle almal wat God vrees, wat hy vir my siel gedoen het. Waarom sê jy vir iemand vertel wat God vir jou siel gedoen het? Ek dink ons vind ons blydskap daarin, ons vind ons vrede daarin, ons vind ons krag daarin. En mag hierdie kerk bekend wees vir 'n kerk van ware getuienis. Kerk van waar, nie mense wat vol van hulle self is nie, mense wat vol van God is. En op daardie noot het ek het goed gedink vandag, om te vra, wie wil ietsie kort deel? En dis nie omdat ek jy voorbereid het nie, daarom het ek eers gepreek. Glo my, Rudy, want jy ken my. Ek wil graag vra,
Liewe gemeente, kan ons 'n geleentheid gee vir enigiemand, as dit een is, as dit twee is, as dit niks is dit ook oké. 'n Geleentheid vir iemand gee om te sê, kan ek iets kleins deel van die goedheid van die Here in my lewe, my hart? Kan ons dit doen? Kan ons vir mekaar daai ruimte gee? Dawid sê vir almal wat die Here vrees, kom luister, julle is Godvreesend. Dit beteken, julle is kinders van God. Okay, Karina, geef my daai mikrofoon. So ons kan dit op twee maniere doen. Die Heilige Gees kan vir my wys wie moet ek roep? Nee, moenie skikkie. Ek gaan nie dit doen nie. Ek sien mense wat ding. Daai ouens op die TV, hulle sê, ek's bly ek het hierdie Sondag gekom en kyk op die TV. Nee, ons gaan inbel op die TV, ons gaan jou uithaal. O ja, die mic werk nie meer. Ja, ek dink ek het volgende die mics uitgeplak agter toe ons die drade hergestel het. Ek sal hierdie mic kry. Moenie worry nie, ons het mics vir jou. Moenie worry nie. So, liewe gemeente, ek wil geleentheid gee vir enige iemand wat hier wil sê, die Here het vir my goed gewees. En ek wil net graag iets. So, in die linkerblok, in die middelblok, in die regterblok. Dan sê ek gaan maar op hierdie hoek begin. Dankie, kom. Dan sê, dankie Jean-Marie. Staan vir ons hier so, dankie. Môre julle, ek is eintlik bietjie bang vir julle. Maar ja, ek gaan vir julle my storieetjie in 2 minute probeer vertel. So 4 jaar terug toe kom ek en my bejaarde ma in Huisna aan om 'n nuwe lewe te begin. Ons kom in hierdie klein dorpie aan met die N2 wat so in die middel van die dorp deurloop. En ons ken niemand nie. My ma het vir Tannie Poppie geken. En my ma sleep my toe na 'n klein kerkie toe. So 'n klein donker gebouetjie met sink. En sy sleep my saam en die mense is daar baie hartlik. Hulle nooi my en hulle maak vir my plek in so 'n rytjie van al die weduwees so opgelyn in 'n klein rytjie. Ek ken niemand nie, maar die mense is dierbaar. En daai pastoor se preek hou my op die punt van my stoel. Min het ek geweet, dis 'n ontmoeting met God. Ja, toe het ek 'n eerste gesprek met die pastoor. En Jaco vra vir my, so Jean-Marie, wat is jou belewenis van God? Sjoe, en hy gooi my met daai vraag. En ek sê vir hom, ja, ek weet ek is gered, en ek weet ek is 'n Christen, maar God is 'n groot, almagtige God, en hy sit daar bo in die hemel. En ek beleef myself as hierdie stoffie op aarde, en ek hoop op een of ander stadium, ja, sal ek seker 'n rolletjie in sy groot plan speel. En ek weet nog nie wat daai rolletjie is nie, maar ek dink ek moet net beskikbaar wees en ek kan 'n show up en as dit nodig is. En ja, ek is daar weg en toe het ek nou maar so getrou as moontlik na die kerkie te begin kom en ek het elke week 1 preek op 'n slag hierdie God leer ken. En my kinders het hiernatoe begin kom en hierdie gemeenskap het ons aangeneem. En toe het ek 'n verskriklike voorreg om in hierdie afgelope jaar saam met Jaco 'n pad te stap en hierdie God beter te leer ken. En julle, ek het geleer dat ek God se geliefde dogter is. En dat hy omgee vir my. En dat hy nie net lief is vir my nie, maar ook geniet om my te sien, my gawes te gebruik. En dat hy behaag vind daarin. En selfs met my foute. En dat hy nog al die tyd besig is om in my te skep. Hy is nog al die tyd besig met my. En so het ek geleer dat I am God's beloved. I have called you by your name and you are mine. En dit het my hele lewe verander. Sodat ek vandag vir julle kan sê, ek praat Psalm 131,
sê, ek staan nie hier so omdat ek heilig is nie, ek is nie heilig nie, ek is nie hoogmoedig nie, my oë is nie hoogmoedig nie. Ek weet dat ek rustig is en kalm is by God, soos wat 'n kind is wat op sy ma se skoot sit. En al wat ek kan sê is, He has called me by my name, ek is syne. Dankie, Jaco. Ja, Jaco gaan nou spyt wees dat 'n paar vorentoe gekom het. Ja, nee, dit is, terwyl Elmarie so praat, dus sê ek vir myself, Zelmarie, sorry, Zelmarie. Jy praat so lekker kalm en rustig, ek weet, ek kan so lekker kalm en rustig wees. Maar ja, ek sal probeer sê wat ek wil sê, maar toe Jaco sê, ons moet 'n getuienis bring, toe sê ek vir myself, kan ek stil bly vandag? En ek sê vir myself, ek kan nie stil bly nie. Want die Here het vir ons, vandat ons hier naartoe gekom het, net om hier naartoe gekom het, was al klare wonderwerk geweest, dat ons hier naartoe gekom het, na Knysna toe. Maar, op pad hierdie kant toe breek my bakkie. Al daar so, waar die spook loop, waar so Uniondale. En ek sê vir Jaco, ek sê, hey jong, ek staan nie by Uniondale, hier so is groot moeilikheid met hierdie bakkie. Hy sê, pa, is reg, wacht nie daar, ek kry 'n trailer en goeders, ek kom haal jou. En ons het hier naartoe gekom, ons het hom hier kom sleep, ons het hom daar ingetrek in sy yard, en daar staan die bakkie. En, ek het my geself sê, joh, ek het nie die finansies om hierdie bakkie reg te maak nie, ek moet die Here vertrou vir hierdie bakkie, ek sê, want hy gaan lank staan. Maar as ek by die bakkie verbyloop, elke keer sê ek, Here, ek bid oor hierdie bakkie, die vrede van die Here oor hierdie bakkie, dat U hierdie bakkie vir ons lewendig sal maak. U het my gesê, ek moet hiernatoe kom met hierdie bakkie, en ek bid dat U hierdie bakkie weer sal regmaak. As ek daar verbyloop, dan sê ek, Here, ek bid lewe in hierdie bakkie, lewe. En ek wil vir u sê, God is niemand se skuldenaar nie. Die Here gebruik enige een, selfs iemand wat jy nie eens geken het nie. Gebruik die Here en stuur die Here om jou te kom help. Eendag kom daar 'n man na Jaco toe en hy sê vir Jaco, wat se bakkie is daai? Hy sê nie, is my pa se nou. Ek weet nie of Jaco gedink het hy wil dalk 'n bakkie koop nie, maar Jaco wou seker van hom gesê, nee, moenie in daai bakkie belangstel. Hy's vrot daai bakkie. Maar in elk geval hulle roep my toe daar sou sê, nee, kom vertel gou vir die ou wat is fout in jou bakkie. Ek sê nee, die hele engine is vrot, jonge. Ek het hom al begin strip en goeders toe ek sien daar sê die pistons so los is hulle daar binne. Dis ek nee, hang. Los hierdie ding dat hy maar staan. En die volgende oomblik toe sê hy, kyk hy so na die bakkie, die man, en kyk so, hy sê nee, maandag stuur ek is die maandag of so, ek kan nie onthou nie, stuur ek 'n trok om my ding te kom haal. Ek sê nee, jy maak 'n fout, ek het nie die geld om hierdie bakkie reg te maak nie. Ek sê, ek kan glad nie hierdie bakkie weer reg maak nie. Hy sê nee, ek het nie gesê jy moet die bakkie reg maak nie. Hy sê ek stuur 'n trok, ek gaan die bakkie vir jou reg maak. En ek het myself, hierdie ou weet nog niks. As hy hierdie bakkie sien wat in dong oor is, en die Here maak gebruik daai man om my bakkie vir my 100% reg te maak. Nou, ek wil vir u sê, vanmôre kan ek net vir die Here die lof en die eer gee. Elke keer dat ek verby die bakkie gestap het, sê Here, ek glo u kan hierdie bakkie vir my regmaak. En die Here het hom vir my 100% reggemaak. So ek wil net vanmôre sê, mense, elke dag in my lewe eintlik gebeur wonderwerke. Vandat ek hier gekom het. So ek is opgewonde, ek en my gesin dat ons hier naartoe gekom het, want ons weet, die Here het ons hier naartoe gebring. En dit is vir ons lekker om hier te wees. Maar God is in beheer van alles. Jy kan hom die kleinste vra, maar ook die grootste dinge vra wat jy nie gedink het gaan gebeur nie. Maar God is in alles betrokke in jou lewe. Die Here seën u. Dankie, pa. Ek dink as nie genoeg tyd is my pa van al die wonderwerke moet vertel nie. Ja, die Here het al groot ding gedoen. Enigiemand asseblief. Kom. JP, gaan jy nog ietsie aantrek voor jy vorentoe kom? Môre almal. Soos jy weet, ek is JP en ja, ons het ek is nou so 'n bietjie langer as 2 jaar nou
deel van hierdie gemeente en ek is nog altyd lief vir die Here en ek het nog altyd geweet dat my roeping sal nog kom. En ja, ek het die dag hier ingestap, Rudy het my voorgestel, sê nee, kom na hierdie kerk. Ek was lanksaam met hom by The Rock gewees. En daar was ook 'n baie lekker kerk gewees en maar ek het nooit ervaar wat ek hier ervaar het nie. En ek het toe ek hier instap, ek het eers vir Jaco ontmoet en goed en ek het besluit nee, ek gaan eers met hom 'n afspraak maak en ek gaan vir hom alles vertel. Alles van my verlede, alles uit my kas uitkrap en dan moet hy maar besluit of hy reg is met of hy die pad maar met my kan stap of wat gaan hy maak. En ek het met hom 'n meeting gehad en ek het hom alles vertel en hy het my toe geleer dat maak saak wat jy doen en hy het my oorlaai met liefde en hy het net vir my meer en meer liefde gegee en hy het my geleer dat soos Zelmarie gesê het, die koninkryk was ver geweest, maar die koninkryk is nou naby. En Jaco, ons is baie lief vir jou hoor. Ek wil net vir jou sê, ek praat namens die gemeente, ons is regtig baie lief vir jou. Jy het ons lewe verander. Jy het regtig en elke Sondag, soos hy sê, ons is nie perfekte Christene en ons almal het sondes en ons almal het goed wat ons verkeerd doen, maar hy help ons om op die pad te bly en ons het regtig uit Nysna gekom met niks nie. Ons het 2018 na toe getrek, ons het niks gehad nie. En ons het die bietjie wat ons gehad is nog verloor ook. En maar vandag staan ons en ons het ver gekom. En ek is baie trots op wat ons gedoen het, maar ek weet ons kan dit nie sonder die Here se genade gedoen het nie. En ja, Jaco, baie dankie vir alles wat jy vir ons doen. Ek wil net vir jou dankie sê regtig. En ek het die helfte van goed vergeet wat ek al wou gesê het, maar ja, God se genade is groot en dit is die belangrikste van alles. Nog iemand asseblief, wat vrymoedigheid. Karen, kom. Kom op. Môre almal, my moed het in my eintlik begewe vanoggend, maar ek is hierso. Die 6de Januarie hierdie jaar het ons eintlik die 25ste Desember het ons agterkom my pa is nie lekker nie. Hy ry nie soos hy moet nie, hy loop nie soos hy moet nie. Ons het agterkom hy's nie, daar is iets fout. En ek en my suster het besluit die 4de Januarie ons gaan my pa dokter te vat. En toe sê die dokter nee, dit is sy ore. Toe sê ek vir my suster nee, dit is nie so nie. Ons moet iets anders doen. Ons moet kyk, ons vat hom hospitaal toe, laat hulle scans doen en dit. Toe kom ons agter uit breinkanker. Graad 4 breinkanker. En toe het ons hom George toe gevat en hulle het hom gehelp deur bestraling en goed en dit. En 2 weke terug toe sê die dokter vir ons, dit is 'n wonderwerk, want hy het 37% het hy verbeter. En dis net deur gebede wat hy gekom het waar hy is vandag. Hy loop normaal, hy praat normaal, hy dink normaal. Maar ek wil net vir julle sê, die Here is goed vir ons. En elkeen wat hier sit, weet ek die Here werk in julle harte. Maar ek wil net vir julle sê, die gebed kan baie doen en baie wonderwerke verrig, as jy net glo. En ek wil vir elkeen sê wat weet van my situasie, dankie sê vir al julle gebede. Want as dit nie vir die gebede was en God se genade nie, het ek nie geweet wat ons gaan doen nie. Baie dankie. Nog iemand? Waar is jou Crocs? Maar ons ken jou nie. Die Crocs is vuil, Jaco. Mens kan Crocs kerk toe dra, maar hulle moet darm skoon wees. Môre julle, ek's Wian. So ek het daai weduwee is my ma. Sy was nie my ma nie, sy is nou nog my ma.
Ek het my pa verloor op 22 jaar oud. Groot hartaanval op slag dood. En was baie verlore daarna. Definitief nie reg gevoel om sonder 'n pa te wees van so jonk af nie. Dink die mens voel ooit reg vir daai oomblik nie, maar ons gaan aan met ons lewens, ons swat klaar, gaan doen internskap daar in Pretoria, word toe na die ooste van Vrystaat toegestuur vir gemeenskapsdiens. Ficksburg, daai plek met die kersies. Dis die koudste plek in die hele wêreld. Een oggend was dit -11 en ons garage, skus ek's nou weer van die topic af, maar ons garage het kon nie outomaties oopmaak nie. Nou moet jy met daai koue vingers daai garage so opdeel, dit was verskriklik. En die Here het my gehelp en dit was goed so. Nee, ek grap. Ek wil nou nie te veel in die details van die wetenskap daarvan ingaan nie, maar ek glo nie dat 'n Christen dokter die morning after pill kan voorskryf nie. Ek dink nie dit is eties korrek nie. Die probleem daarbey is basies dit skep die moontlikheid dat nadat die nuwe DNA gevorm is, so in ander woorde, daar's so 'n eiersel en 'n spermsel wat die helfte van die genetiese materiaal het van die ma en van die pa. En die oomblik wat daai genetiese materiaal bymekaar kom, is dit heeltemal nuut. Dit is heeltemal 'n nuwe skepsel. Nie die ma of die pa het daai DNA nie. Dit is 'n nuwe mens. En die morning after pill, wat sy sekondêre werking is, maar wat mens nooit sal weet of dit so is of nie in daai oomblik nie, is dat hy daai bevrugte ovum sal kan laat aborteer. So ek het geweier om dit te doen in my gemeenskapsjaar. En tot op so 'n punt waar my direkte senior, my mentor, my aangekla het by my raad, die Health Professions Council van Suid-Afrika. En ja, daar sit ek en my vroutjie in die ooste van Vrystaat, die koudste plek op aarde. En ek's 8 jaar op daai stadium in hierdie ding en ek word 'n dokter. Dis al wat ek weet om te doen. Ek beloof julle, ek weet nie hoe werk 'n kar nie, ek weet my wiskunde was al right, maar ek het dit vervelig gevind. Jy weet, ek's 'n dokter, dis wat ek doen. En ons wag vir maande vir die uitklaring van die raad om te sê of ek skuldig bevind is of nie. En hulle sou my lisensie van my af weggeneem het. Ek sou dan in geen manier kon praktiseer terwyl ek vorentoe gaan nie. Maar ja, hierso begin die storie van die Here. Die Here het 3 dinge kom doen vir my wat 'n pa vir my waarskynlik sou moes doen. Hy het my kom bemoedig, hy het my kom lei met die waarheid en hy het vir my kom intree. Daar was hierdie boer daar in Ficksburg, buite Ficksburg, wat 'n selgroep begin het, die Pretoriese. En die oom het my onder sy vlerk ingeneem. Nee, in absoluut. Hy lyk nes my pa gelyk het. Ook so fris oom met 'n bril, met 'n baard en ja, hy het net 'n groter glimlag gehad. En ons woon die oom se selgroep getrou by en die man spreek lewe in my en hy bemoedig my. Ek vertel vir hom wat met my aangaan, hoe ek vervolg word en hy bemoedig my. En kyk julle, ek is nie enigsins sterk op my prinsipe of so nie. Ek wou baie graag dit maar net doen.
jy weet die pil voorskryf sodat ek ook maar net kan aangaan en my en in privaat praktyk in kan gaan. Ek sal nooit weer nie. Maar ja, hierdie jaar moet ek dit nou doen sodat ek deel kan wees van my professie. Maar ek bespreek toe dit met ons vorige kerk se pastoor en hy is 'n verskriklike reguit mens. Baie lief vir hom. En hy sê vir my, Wian, jy kan hierdie nie regverdig nie. Jy kan nie. Jy weet is verkeerd. Ek kan nie vir jou uit die Bybel uit, want ek het hom gevra, sy naam is Quentin. Quentin, is daar nie 'n manier hoe ons daar kan sê, ek gaan mense in die toekoms help, en dis moet ek nou hierdie doen, sodat ek dit in die toekoms is, sê Wian, dit is reg, en dit is verkeerd. Daar's daai leiding, wat 'n pa vir sy seun moet gee. Want ek wou ingee julle, ek wou regtig, ek wil 'n dokter wees, dis al wat ek ken, dis wie ek gemaak is om te wees. Maar ja, met baie vrees, baie vrees, staan ek en my vroutjie vas, en ek weier. En ons hulle met allerhande reëlings by die werk vir my maak, sodat ek nie fisies die pil voorskryf nie, en ander mense moet daar verbykom, en dit nog steeds toedien, en dit is, jy weet, die hele situasie is baie ongemaklik by die werk, soos julle kan dink, want ons hangende saak teen my. En my ma vertel hierdie vir julle mense, hierso in Nysna, en dis waar die begin van die intreding plaasvind. Ek dink die Nysna het net vir een mens gebid, dit was vir my, julle het gebid. My ma se selgroep, Jaco, en ek was ook gelukkig daai tyd al 'n lidmaat van 'n groter vereniging Solidariteit, wat toe my ook verteenwoordig het in die saak. En ons hou net vas aan hierdie is wat die waarheid is, en hierdie is half ook die uitkoms van hierdie getuienis is, as jy jouself align, as jy jouself in dieselfde plek sit as God se waarheid, dan tree God se waarheid vir jou op. Want nie net is ek onskuldig gevind nie, geen dokter hoef ooit dit weer voor te skryf nie. Daar's nou 'n presedent vir enige dokter om te weier. En daar's die intreding. Niks is toevallig as jy glo in God nie. So ek moet so seker dink dis nie toevallig nie. My kat is gister doodgery. Ja. En ek lê gisterand daar, nadat ons haar gou begrawe het, en ek wonder, ek dink aan my pa, ek dink aan hoe hy ewe skielik weg is, net soos wat sy ewe skielik weg is. En ek het nie die regte besluit geneem uit myself uit nie, hulle glad nie, maar ek wil julle almal kom bemoedig en sê dat daar's nie tyd oor nie. Jy moet vandag die regte besluit neem. Jy moet van vandag af, want jy weet is reg. Jy wil elke verskoning maak onder die son, om te sê dat kom ons probeer links en regs kom van hierdie ding. Nee, die woord is die woord.
jy weet wat's reg. Môre is daar nie tyd nie. Wat ons doen in hierdie wêreld maak saak. En die Here sal vir jou optree. En in daai wat hy probeer skade maak, kom die Here en hy vat jou verleentheid en hy draai dit in 'n geleentheid. En so hulle wou hom baar en hulle sou hom verwyder van die mediese professie. En dan wat sou gebeur het, elke dokter dan want as daar een saak gewen was. As daar een saak gewen is, dat die staat gewen het om te sê jy moet die pil voorskryf. Dan beteken dit hulle verwys elke keer na daai saak wanneer ander dokters dieselfde proses moet stap. Maar nou is daar 'n saak waar hy onskuldig bevind is. En nou sal hulle nie eens daai saak aanvat nie, want daar is nou letterlik nou voorsorge pad gemaak. En baie keer is dit net nodig om te sê, Here, is net U wat vir my kan help. Geen mens kon doen wat die Here in hierdie geval gedoen het nie. Liewe gemeente, ek dink ons sal hier aanbly tot volgende week, as ons vir elke een geleentheid gee om te sê, waar was hier al goed in my lewe? Ek wil baie dankie sê vir julle wat iets gedeel het. Maar gaan vind 'n bietjie in jou hart, wat is jou getuienis? Wat het jy voor rede? Ek sê, Jaco, ek het niks goeds in my hart. Jy weet nie, ek het niks greats in my verlede nie. Wow, dis darem nie waar. Jy het vanoggend die glinstering van die son op jou vel gevoel. En jy het 'n long vol asem getrek. Al is dit waaroor jy kan roem, dan roem jy daaroor. Was die beste asem wat ek nog ingesuig het. Was hierdie asem vanoggend en die Here dit vir my as 'n geskenk gegee. En kom ek besing dit. Kom ek besing dit. Ons gaan beweeg van krag tot krag deur die woord van ons getuienis. Amen. Ons gee die Here al die lof en die eer. Ek seën u. In jou brand die krag van God. En jy het die besondere voorreg, jy's ge-upgrade, jy het 'n bevordering gekry. Jy's nou 'n getuie van God. Stap uit en mag jou lewe getuig. Ons getuig altyd met woorde nie, né? Ons getuig met ons lewens. So mag jy 'n getuienis wees. Dankie gemeente. Dankie vir almal wat online ingeskakel het. Ons waardeer dit. Dankie.